Sy welkom almal hierso by vanmiddag se middagprogram. Julle het daarom lekker geëet. Baie. Hoop nie julle te veel pudding in dat julle aan die slaap gaan raak nie. So ja, voor ons begin, kom ons doen 'n gebed saam. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om hier by mekaar te kan wees. Dankie Here dat ons vandag kan gesels oor hierdie onderwerp. En so vra Here dat U ons asseblief sal lei vandag en dat U ook hier teenwoordig sal wees. Ons vra ook die Heilige Gees se leiding en ons vra immers daarvoor in Jesus se naam. Amen. So die onderwerp soos ek vir julle gesê het, is geregtigheid deur geloof. En julle het nou al vir 5 minute gesien. So ja, ek het nogal gewonder oor hierdie want toe ek nou hierdie onderwerp basies bestudeer het en die aanbieding toe nou opgestel het, toe begin dit vir my meer sin maak oor die manier hoe ek dit toe nou opgesit het en so. En daar's soveel aspekte van die geregtigheid van geloof wat 'n mens nooit regtig aan dink nie. En partykeer wonder 'n mens hoe verbind dit met mekaar. So wil julle die inleiding wys. Die eerste vraag wat ons eintlik gaan sien bietjie nou is eintlik waar so nou die ander vraag sien, maar hierdie eerste vraag gaan ons ook na kyk is wat is saligheid? Weet nie of julle al gehoor het van die woord saligheid nie. Nou vir 'n ou wat soos ek wat nie altyd so goed is met die Afrikaans nie. Ek weet Afrikaans is my hooftaal, maar saligheid het nie altyd vir my sin gemaak nie tot ek gaan opsoek het wat is die sinoniem van saligheid. En dan begin dit 'n bietjie meer sin maak waaroor dit gaan. Hoe pas die wet van God in met geregtigheid van geloof? En dit is nogal 'n baie interessante konnektasie ook daarso. Wat is regverdigmaking? Die Engelse woord vir regverdigmaking is justification of righteousness. Hoe dit ook al sê, maar dit is basies wat regverdigmaking ook mee te doen het. En dan gaan ons ook sien wat is heiligmaking. Die Engelse woord vir heiligmaking is sanctification. Toe ek die Engelse woord kyk, toe maak dit ook nie vir my sin nie, maar toe ek sien heiligmaking, toe begin daar 'n klokkie te lui. So dis nogal goed om die twee tale met mekaar te vergelyk en dan kom 'n mens agter waaroor gaan dit alles. En natuurlik, wat is die einddoel van geregtigheid deur geloof? Is ook ietsie wat 'n mens na kan kyk is, wat is die doel hoekom ons geregtigheid deur geloof moet beoefen of hê althans. So wat het gebeur dat die mensdom redding nodig het as nog ooit van tevore? Hoekom het ons redding nodig? Wat het gebeur in die heel begin? Sonde het in die wêreld ingekom. Mensdom het gesondig teen God. Dit sien ons in Genesis hoofstuk 3. En toe is die aarde heeltemal chaos. Maar wat het God toe nou gedoen? Maar voor ons daarby kom, sien ons wat die uitwerking van sonde het. Dit is Jesaja 59 vers 2, wat sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. En dis wat met Adam en Eva gebeur het. Daar was 'n skeiding wat plaasgevind het tussen hulle en God, maar dis ook die rede hoekom hulle gaan wegkruip het van God af, toe hulle in die tuin van Eden was. Watter hoop het daar gekom vir die mensdom? En dit is waar ons dan op neerkom hier by Genesis hoofstuk 3 vers 15. Wat het daar gebeur? Dis die eerste profesie in die Bybel wat ons dan kry, wat sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. En as ons nou vinnig kan kyk, waarna verwys dit na? Jesus. Die kruisiging. Dit is waarna dit verwys. So, maar wie het dit vooruit gewys? Die antwoord is Jesus. Dit het na Jesus uitgewys, natuurlik die kruisiging, dit wat hy vir die mensdom gedoen het. Kom ons vra die vraag, wat is saligheid? Nou 'n ander woord vir saligheid is
redding. Het julle dit geweet? So redding is net so goed soos saligheid. Dit is die sinoniem van saligheid, is redding. Okay, wat is, en dan kom ons ook, voor ek dan daarby kom, is dat, dit is waar dit dan inkom, dat ons het redding nodig, want, onthou, om gered te word, moet ons, wat dit gaan deur saligheid tot geloof, met geregtigheid. Okay? Wat dink julle is die verskil tussen sonde en sondes? As ons nou kyk in Engels, wat is die verskil tussen sin en sins? So, Ek dink sonde omskryf alles. Sonde omskryf alles, ja. Die ongeregtigheid. En sins is spesifieke sondes wat jy self as jy self. Ja, dit is presies so. Sonde, dit is die kondisie wat deel is van die natuur van die mens. Ons is sondige mense. Dit is wat sonde is. So sonde is deel van die mens, van die tyd wat die mens gebore is, tot wat die mens ook dan die dag sterwe. En ons is gebore in 'n sondige wêreld. En dit het al gekom van Adam en Eva se tyd af. Nou sondes, dit is dit wat gepleeg word. Sien julle die verskil tussen die twee? Maak dit vir julle sin? En dit is die oortreding van die wet van God. As 'n mens kyk in 1 Johannes, dit is daar 'n verduideliking dat sonde is die oortreding van die wet. Okay. So, kan ons redding vind van sondes? Die antwoord is ja, ons kan. Deur God se genade in geloof en net deur Jesus Christus alleen. Ons gaan 'n bietjie verder uitbrei oor waaroor dit gaan. Nou kom ons by Handelinge 4 vers 10 tot 12. Hierso het ons die gedeelte waar Petrus en Johannes besig is om te preek vir die fariseërs, daarso in die tempel of in die hof waar hulle was. En dit sê daarso waar Petrus toe met hulle gepraat het, sê hy, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode uit opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Onthou wat gebeur het? Hulle het hierdie man by die tempel, die ingang van die tempel, het hulle gesond gemaak, en toe wil hulle weet, in watter naam het hulle dit gedoen. En dan verduidelik hulle in vers 11 wie Jesus Christus is. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. Natuurlik is dit ook 'n terugverwysing na die Ou Testament toe. Daar ergens in Jesaja waar dit praat van Jesus is die hoeksteen. Okay. En hier kom dit by waar dit sê en saligheid, ons kan eintlik ook sê en redding, is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Sien julle nou die konnotasie wat dit maak, die verbintenis wat daar gemaak word. So, saligheid kan net sowel gesien word as redding, maar redding is net moontlik deur wie alleen? Jesus Christus. Okay. Kom ons gaan verder. So redding is moontlik gemaak deur Christus, dit het ons nou net gesien in Handelinge 4 vers 12. Christus het die prys betaal, al verdien ons dit nie. Okay, want hy was die een wat gegaan het na die kruis. Hy het die dood aan die kruis gesterf, terwyl eintlik dit moes eintlik ons gewees het wat daai prys moes betaal het, omdat ons as mens sondig is, omdat die mens gesondig het in tyd verlede. Maar tog is daar hoop, want hierso sê dit in Romeine 5 vers 8 dat maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaar was. So Christus het dit in elk geval gedoen, maar hoekom? Want hy is lief vir ons. En dit was die hoofdoel hoekom hy aan die kruis gesterf het vir ons, is want hy wil graag
sy liefde aan die mensdom betoon. So ontvang ons Christus in ons lewens en hy skryf sy wet op ons harte en dit is waar hierdie vers dan inkom in Hebreërs 8 vers 10. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in julle verstand gee en dit op julle hart skrywe en ek sal vir julle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Net so terloops, waar kom dit ook vandaan? Ook in die Ou Testament, maar in Deuteronomium kom dit vandaan, waar daai beskrywing, as hulle beskrywing veral waar dit sê, ek sal my wette in julle verstand sit of gee, ek sal dit in julle hart skrywe, ek sal vir julle God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Dis maar basies dieselfde woorde wat hier gebruik word. So kom ons kyk na hierdie fundamentele leerstelling nommer 19. Dit gaan oor die wet van God. Nou, ons het begin waar dit praat oor God se wet, die 10 gebooie. Dit sê hierso die groot beginsels van God se wet word in die 10 gebooie beliggaam en in die lewe van Christus geillustreer. Maak dit sin? Hulle gee uitdrukking aan God se liefde, wil en doel met betrekking tot menslike gedrag en verhouding en is verbindend op alle mense in elke eeu. Hierdie voorskrifte is die basis van God se verbond met sy volk en die standaard in God se oordeel. OK, so 'n goeie beskrywing daar. En dan sê dit hier verder, deur die werking van die Heilige Gees wys hulle sonde uit en wek hulle 'n besef van behoefte aan 'n verlosser. Ons gaan dit nou sien in die volgende paar skyfies. Redding is alles uit genade en nie uit werke nie, en die vrug daarvan is gehoorsaamheid aan die gebooie. OK, so redding is net uit genade uit, maar dit beteken nie dat ons net gaan gered word as gevolg van ons werke nie, maar ons word gered deur genade. Maar die vrug van daardie, sal ek maar sê, dit wat ons uitleef, dit is daai gehoorsaamheid aan die gebooie, omdat ons dit graag wil doen uit liefde uit. Hierdie gehoorsaamheid ontwikkel 'n Christelike karakter en lei tot 'n gevoel van welsyn, en dit is 'n bewys van ons liefde vir die Here en ons besorgdheid vir ons medemens. Die gehoorsaamheid van geloof demonstreer die krag van Christus om lewens te verander en versterk daarom die Christelike getuienis. Dit is die doel van die wet van God. OK. So Jesus het aarde toe gekom met een doel. Wat se doel het hy gehad? Matteus 1 vers 21 tot 23, en sy sal 'n seun baar, dis natuurlik Maria, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. So hy het gekom om verlossing te gee vir die mensdom. Maar hy het ook gekom vir 'n ander doel, en dit is om basies God se karakter vir die mensdom te wys. OK. En nog 'n doel wat Jesus ook gehad het, hoekom hy aarde toe gekom het, was want so dat God ook sy enige gebore seun gegee het, soos wat Johannes 3 vers 16 en 17 sê, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan sê vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So dis net Jesus wat daai redding kan gee. Natuurlik weet ons Jesus is eintlik God. OK. Nou hoe word Jesus gereflekteer? Deur die wet van God. Dit is hoe Jesus gereflekteer word, en natuurlik die 10 gebooie reflekteer Jesus se karakter. Stem julle saam? OK. En ons het dit nou net gelees, en dit sê net basies dat die gebooie is basies net dit wat Christus se lewe illustreer.
En hulle gee uitdrukking aan God se liefde en wil en doel met betrekking tot menslike gedrag en verhouding en is bindend tot alle mense in elke eeu. Hierdie voorskrifte is die basis van God se verbond met sy volk en die standaard in God se oordeel. So dieselfde standaard wat die 10 gebooie het, wat God se karakter reflekteer, is dieselfde standaard van wat gaan gebruik word op die einde wanneer die oordeel gaan plaasvind. Die finale oordeel natuurlik. So pas die wet van God in. Nou die 10 gebooie kan ons net sowel sê is gelyk aan God. Met ander woorde, dit weerspieël God se karakter. Sonde word uitgewys deur die Heilige Gees. Dit is wat die stuk vir ons verduidelik. En daardeur vind ons dat ons 'n behoefte het aan 'n verlosser om ons te red. En die enigste manier is wanneer die Heilige Gees ons denke so verander op 'n manier dat ons besef maar ons het 'n behoefte aan 'n verlosser. Okay? Ons word gered deur genade en nie deur werke nie. Okay? So dis net deur genade wat ons gered kan word. Werke kan ons ongelukkig nie red nie. Want ons kan wel die 10 gebooie hou, maar dit beteken nie noodwendig dat ons verhouding daar is met God nie. Okay. Maar die vrug daarvan, wanneer ons gered is gehoorsaamheid. En dis wanneer ek uit liefde uit God se gebooie wil onderhou, omrede ek voel dit is iets wat die Here van my af verwag. Maar ek doen dit saam met daai verhouding wat ek met hom het. En omdat Christus in my leef, het sy karakter 'n invloed op myne, wat ek in sy wil leef en nie my eie nie. So dit gaan nie oor my wil nie, dit gaan oor God se wil. Okay. Hierso sê dit in Johannes 5 vers 39, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het en dit is die wat van my getuig. So met ander woorde, die skrif getuig van wie? Van Jesus Christus. Okay. Johannes 16 vers 8 sê en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hierdie word verwys na die, julle kan maar sê, die Heilige Gees. Want in die vorige vers praat dit oor die trooster. En die trooster is met ander woorde die Heilige Gees. So dit is die Heilige Gees wat daai oortuiging gee. Natuurlik vir die mensdom, oortuiging van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Okay. Romeine 8 vers 13 en 14. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Okay. So op die einde van die dag moet ons volgens die Gees lewe, nie volgens ons eie wil nie. Dis waaroor dit eintlik gaan. En dan is ons ook, wanneer ons gered word, is ons elkeen bekend as wat? As kind van God. Okay. Jakobus 2 vers 14 en 17. Ek meen Jakobus gee nou 'n bietjie van 'n anderste perspektief as wat Paulus doen. Maar Jakobus het eintlik gevoel, omdat hy nou met ryk mense praat, voel hy dat geloof is nie eintlik genoeg nie. Daar moet vrug uit hierdie geloof uitkom vir daai persoon om 'n ware Christen te wees. En dit is wat Jakobus eintlik hier probeer verduidelik. Hy sê, wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou sê, gaan heen in vrede, word warm, word verstadig, maar julle het nie wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? So met ander woorde wat Jakobus hier probeer sê is dat julle sien hier's 'n broeder of suster wat 'n behoefte het.
As jy nou net vir die persoon sê, gaan aan, jy weet, gaan aan asof jy niks het nie, of hoe dit ook al sê, en jy doen nog niks omtrent dit nie, dan is jy nie eintlik besig om jou geloof uit te leef nie. Okay. As hierdie Ja. nie heilig maak nie. Ek dink hierdie het te doen met, hierdie is meer regverdig, wel, hierdie is meer heiligmaking, noem is reg, ja. Dis heiligmaking, ja. Maar dit is 'n bemoediging om te kan wil reg doen. Om te kan, weet, daai geloof uit te leef. Okay. So dit sê dit vers 17, net so ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. So as ek nie my geloof uitleef nie, as my geloof nie vrugte dra nie, dan is my geloof of my verhouding met die Here eintlik nutteloos. So dis wat Jakobus hierso sê. Maar nou kom ons by hierdie vers in Johannes 14 vers 15, want hierdie klein versie is vir almal bekend. En dit sê, as julle my liefhet, wat sê dit dan verder? Bewaar my gebooie. Wat sal julle sê, waar kom daai vrug of daai uitleef van geloof in? Kom ons dink 'n bietjie. Wel, waar vind ons die konsep van geloof? Die geloof word gereflekteer in liefde. Dis waar daai woord liefhet inkom. Is dat ons reflekteer God se liefde. En omdat ons daai liefde reflekteer, dan in liefde dra ons geloof vrug in gehoorsaamheid. En dit is waar daai bewaar my gebooie inkom. Maak dit vir julle sin? So dis nie asof ons probeer om wat noem hulle dit? Ek weet in Engels noem hulle dit legalistic. Dis nie asof ons probeer volgens werke leef nie, maar eintlik probeer ons geloof uitleef en dat ons geloof ook daai vrug dan dra. Okay. Galasiërs 2 vers 20 sê dit waar ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Dit reflekteer net wel daai opoffering wat Christus gedoen het aan die kruis, maar ook wanneer ons geloof uitleef, is dit nie meer ons alleen wat lewe nie, wie lewe nou in ons? Jesus Christus, net so. En dit is waar hierdie gedeelte dan inkom, waar dit nou weer terugkom by die fundamentele leerstelling nommer 19 van die wet van God. Dit sê hulle gee uitdrukking aan God se liefde, wil en doel met betrekking tot menslike gedrag en verhouding en is bindend op alle mense in elke eeu. Dan gaan ons net 'n paar lyne daarso skiep. Dit sê dat redding is alles uit genade en nie uit werke nie, en die vrug daarvan is gehoorsaamheid aan die gebooie. Dit bevestig nou net wat ons nou net gesien het. Hierdie gehoorsaamheid ontwikkel 'n Christelike karakter en lei tot 'n gevoel van welsyn. Met ander woorde, die gevoel van welsyn wat dan inkom is dat ons wil graag ons medebroers en susters help. Ons wil dit doen nie omdat ons moet nie, ons doen dit omdat Christus binne ons woon en nou reflekteer ons sy karakter aan ons medebroers en susters. Dit is waar dit dan oor gaan. Dit is 'n bewys van ons liefde vir die Here en ons besorgdheid vir ons medemens. Die gehoorsaamheid van geloof demonstreer die krag van Christus om lewens te verander en versterk daarom die Christelike getuienis. Dit is dan wat dit